Maar ek wil vanoggend met u praat oor iets wat ek dink baie van ons nie aldag besef nie. Kan ek gou vir jou 'n vraag vra? Wie weet of wie glo met sy hele hart dat hy God nodig het? Want weet jy wat, baie maal lewe ons asof ons hom nie nodig het. En dit is eintlik baie interessant dat ons hierdie koortjie gesing het en op dit geëindig het, want daar was ander koortjies wat ek wou sing, maar die ding is, we just need to get to the point where we realize that we cannot live without him. Want die ding is, ons doen baie maal hardloop en ons gaan in ons eie rigtings in en ons doen ons eie goed en gaan net asof daar niks in iemand is nie. En die oomblik wanneer die tye die teer slaan, kyk nou, dan is ons geneig om te sê, Here moet plaas nie. Dan wil ons terug hardloop. Weet jy, dan wonder ek baie keer, hoekom gaan dit met ons soos met ons gaan? Maar dit is omrede, soos ek laasweek gesê het, ons sien daarna streef om hom elke liewe dag beter en beter te leer. My gebed in hierdie oggend is dat Psalm 143 vers 6. Want dit is hoe ek vanoggend gevoel het. Ek wil vir hierdie vers lees en sê, ek brei my hande uit tot U. My siel dors na U soos 'n uitgedorste land. Want weet jy wat, ek is so honger na meer, dieper, goeders wat die Here homself op kragtadige maniere aan ons moet openbaar. Ek is honger vir dieper dinge, meer dinge, groter dinge as net die gewone. Nou ek wil vanoggend met die praat as ek gesê oor die feit dat ons God nodig het. As 'n jong seun, jy weet my, wel ek sal sê, 'n jong seun het my baie langer gevat as toe ek 'n jong kind was, maar weet baie maal as kinders word 'n mens geleer, en nie net by die huis nie, in die sonnaskool word daar geleer as jy nie gaan doen wat jy moet nie, gaan die Jesus jou straf. Hy gaan die roede inlê. En ek sê nie dat dit nie gaan doen nie, want hy gaan dit. Maar wie wat baie maal kry mense die vals persepsie oor wie God is. Dat jy dink hy's hierdie tiran wat jou net wil slaan. Ons voel baie keer so, kyk dan nie. Dat ons net wil pak slaag kry. Maar die ding is, hy is nie hy is 'n God van geregtigheid, hy is 'n God van wraak, maar hy is 'n God van liefde, heel eerste. En ek wil hê, dit het my baie lank gevat om op die punt te kom, ek kan sê, Here, maar om werklik te besef, as iemand besef, God is liefde, wat het werklik beteken. En daar is soveel goed in die woord, wat vir ons sê, hoe lief die Here vir ons het. Maar eerlikwaar, ons word baie maal geleer dat, jy kry hierdie idee dat hy is net daar om jou net by te hou. Baie keer voel het so, en baie keer het ons het nodig, maar ek wil vandag vir jou kom sê dat God is 'n God van liefde. En hy wil hê, soos ek laas week gesê, dat ek en hom beter sal leer ken. Maar ek wil by die staans moet vir jou sê, hy sal hom nooit, maar in die ewigheid op jou afdruk nie, op jou afdwing nie. Hy sal dit nie doen nie. Ons het al gesê, hy het alles vir ons afgelê, sodat ek vir hom kan lewe, maar hier's dit weer, die keuse met jou. Ek sê vir my vrou die week, ek wonder, as God 'n grafiek moet optrek, en van hoeveel mense God in opregtheid dien,
En hoeveel mense hom nie so opreg dien nie. Hoe sal daai grafiek lyk? Want weer eens, kom ons terug wat ons 'n paar weke terug oor gepraat het, om te bly by die waarheid. Maar die ding is, ons lewe in 'n tyd waar ons so afhanklik is van God se Gees om hom te sê en ons te sê wat die waarheid is. Want weet jy wat gebeur? Baie mense gaan op 'n Sondagoggend kerk, gaan sit in die kerk, gaan luister na die preek, gaan huis toe en dit is dit. En die probleem is, ons het nodig om verder te gaan kyk. En ek het hoeveel keer gesê, ek sal dit bly sê, tot ek die dag nie meer asem in my longe het nie. Moenie vat wat ek vir jou sê nie, gaan toets dit in God se woord, en kyk asof dit daar staan of nie. Gaan kyk of dit wat ek vir jou sê so is, of nie. Want ek beloof jou, daar's goed wat hier die buitekant aangaan, en mense word sekere goed geleer en gesê, en weet wat voor jou oë uitvee, staan jy voor die hel se deure, en jy weet nie hoe jy daar gekom nie. Want die ding is, ons lewe in 'n tyd, hulle noem dit die genade dispensasie. Maar soos ek gesê het, genade is daar 100%, but it comes with a lot of responsibility. God het ons lief, maak nie saak hoe skeef ons stap nie. Maak nie saak hoeveel foute jy maak nie. Die grootste sondaar het my lief. Maak nie saak, maar weet jy wat, baie maal, ons sit baie maal, as ek daaroor gepraat toe die innerlike genesingskursus behandel het. Dat wanneer ou in sonde verval het sekere goed gebeur, want met alles wat in jou lewe gebeur, as sonde in jou lewe aktief raak, then it latches onto you with all sorts of things. En jy kom op 'n punt, dan voel jy, maar jy verwyk jouself om, die Here gaan my nie lief, die Here gaan my nie vergewe. Hoe kon ek dit gedoen het? Ek het 2 weke terug gepraat met een van my kliënte, en sy sê vir my die ding, sy sê, hoe sal God my vergewe vir dit, want ek het geweet wat ek gedoen het, dat dit nie reg was nie. Toe sê ek, hoor wat jy sê, maar onthou, die woord sê, God is regverdig. En as jy werklik berou het, sal hy jou vergewe. Want dit is wie hy is, want hy is 'n God van liefde. Hy is 'n God van wat vergewe. Hy is 'n God van tweede kanse. Maar hy gaan jou nie doen om hom lief te hê. Ek is seker dat as God wou, hy is by magte om enigiets, ek meen, hy het die hele al geskape, he spoke this world into existence. If he really wanted to, he could force you to love him in any way, in many ways. Maar wat sal dit wees as ons 'n Christelike lewe moes lewe onder dwang? En ek het al hoeveel keer gesê, dit help nie jy dien God oor jy bang as jy gaan help. Jy mis die punt. Helemaal. Dit help nie jy kom kerk oor jy bang as jy gaan enig hel toe gaan. Jy moet God dien omdat jy hom lief het. Dis die enigste rede. Jy moet hom dien omdat jy hom wil dien. En dit is, ek weet nie, ek klink dat ek soos 'n grammofoon wat vaspak, maar hierdie goed kom by my terug. Want weet jy wat, as jy regtig op 'n plek kom waar jy God ontmoet op 'n bo-natuurlike manier, hy is 'n bo-natuurlike God. Hy is 'n God, wanneer, as 'n koortjie wat sê, wanneer hy jou aanraak, sal jy dit dadelik weet. Wanneer hy aan jou vat, gaan jy dit weet, want dis nie sommer maar net Nico wat aan jou vat nie. Dis God. Maar die ding is, dit kan alleenlik gebeur, wanneer jy God wil dien. Wanneer jy God se krag wil ervaar. Wanneer jy jouself opstel vir die krag om te beweeg. Anders gaan dit nie gebeur nie. Want die Here sal nooit op jouself afgeseer nie.
Ek weet hoe lekker is dit om te bely, of te kan te bely, dat we serve an awesome, mighty, merciful God. Om te weet dat hy is die God wat nog red. Hy is die God wat nog genees. Hy is die God wat nog doop met sy gees. Hy is die God wat nog siekes gesond maak en mense optel en die gebrokenes van hart herstel, want dit is wie hy is. Maar wat 'n voorreg is dit? Want ons het dit kan sê, ons dien die enigste ware God. And then he still gives you a choice. Serve me or not. It's your choice. En weet jy wat, ek wil volgens vir jou sê, volgens jy het 'n vrye wil. Jy het 'n vrye keuse. Die Here gaan jou toelaat om te maak net wat jy wil maak. Maar onthou jy, saam met jou vrywaring is daar verantwoordelikheid wat op jou afkom. Hy gee jou vrye wil om te kies. Maar ek wil vir jou sê, daar kom 'n dag, verseker soos ek hier staan, kom daar 'n dag wat ek en jy gaan rekenskap gee. En weet jy wat, hoe groot 'n realiteit God in jou lewe word. Hoe kom ek sê dit so, ek vat myself, hoe groot 'n realiteit God in my lewe word. Want ek wil meer en meer nader aan hom kom. Weet jy wat, hoe meer ek hom sy teenwoordigheid in my lewe ervaar, hoe minder wil ek dinge doen wat hom seer maak. Ek het op 'n vorige geleentheid gesê, as jy regtig iemand lief het, dan maak jy so 'n persoon seer. Maar wat doen ons dan baie maniere? Dan sê ons hier, hy het alles vir my afgeneem, sodat ek vir hom kan lewe. Maar jy sien, dit kom by een ding, die een realisasie wat ons moet hê. Want jy gee jou hart vir die Here, jy begin 'n pad saam met hom stap, hy red jou siel, hy vul jou met sy gees. Maar hier is een realisasie wat ek en jy moet besef, kind van God, is we need to understand that we need God. He does not need us, we need him. Want eerlikwaar, dit is baie maal as ek kyk na baie kinders van die Here, dan is dit soos hulle dink, God het hulle nodig. God het ons nie nodig nie, ons het hom nodig. Hoe vinniger ek en jy gaan besef dat ek en jy nie sonder God kan oor die weg kom nie. En wat het beteken om hom in volheid te dien in alle aspekte van my lewe, om meer op te offer vir hom as enigiets anders. En die beste van alles is net dat die Heilige Gees, ek weet nie so waarom die vers 20 sê, ek staan by die deur en ek klop. En weet jy wat, dit is vir my so mooi dat God se Gees sal nooit ophou nie. God se Gees, solank ons op hierdie aarde is, sal hy nooit ophou om met jou te praat nie. Maar kind van God, ek bid en ek vra, wanneer daar 'n klop in jou binneste is, gee ag op die geklop. As God met jou praat, gee ag op sy stem. As jy nie seker is of dit God is wat met jou besig is, of met jou praat nie, gaan sê, Here, praat met my in u woord. En ek gaan vandag vir jou sê, as jy dit doen, gaan God jou antwoord in sy woord, want hy sê hy gaan dit doen. Hy sê 'n God wat vir ons sal lief. Maar wanneer hy met jou praat, wil hy hê dat jy moet antwoord. Hierdie hele boek, van kant tot kant, van Ou Testament tot Nuwe Testament, is 'n uitnodigingsevangelie vir jou en my om God te dien. Hoekom? Want hy het vir my en jou aan die kruis gesterf.
Hy het jou siekte op die kruis gedra. Hy het jou sonde op die kruis gedra. Hy het jou moeilikheid op die kruis gedra. Hoekom? Sodat jy kan lewe. Die woord sê vir ons in Mattheus 11:28, hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Maar die probleem is, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Maar die oomblik wanneer God jou las oplig en jou las verlig, dan draai jy om, dan gaan voeter jy weer die strate in en gaan soek weer met die wêreld se pleasures en al die Hy wil nie ons moet na hom toe gaan wanneer hy ons ontdek nodig het. Hy wil hê dat ons moet opstaan wanneer ons vermoeid en belas is en na hom toe kom en by hom bly. Wie kan die storie onthou van die verlore seun? Hy het vir sy pa gesê, pa, geef my net deel van die eiendom wat my toe kom. En hy het sy goed gevat en hy het in die bosse in die wêreld ingegaan. En hy het sy goed verkoos deur losbandig te lewe. Is dit nie maar wat ons doen nie? En weet jy wat, weer eens, ek sien God in hierdie prentjie afspeel. Want die Here het nie, die Here kan jou kom uitruk, hy kan jou kom haal, maar die ding is, God gee vir my en jou 'n keuse, wanneer hy met ons praat. Hy het vir die jongman en sy pa die goed gevat en hy het hulle opbeland in die varkbokke. But he needed to realize dat ek sit op 'n plek en ek weet nie wat se kant toe nie, maar ek weet een ding verseker. Weet jy wat kind van God in my lewe? Dis vir my so 'n ou brokkie iets. Jare terug voor ek Here regtig gedien het, het ek nie geken het. Maar weet jy wat? Ek het my lewe gaan lewe en ek het myself uitgelewe en op 'n punt in my lewe aangebreek wat nie is die wêreld my wil hê. Maar die dag toe geen een kom het nie, waarheen gaan ek? En hy sê, kom my kind, ek wag vir jou. Maar God verwag vir my en jou om die plek te staan en te kom sê, maar Here, ek hoor. Die verlore seun gesê, ek sal opstaan en ek sal aan my Vader gaan en ek sal vir my Vader sê, maar Here, ek het nie nooit gesondig. Die engel sê dit vir my so mooi in Lukas 15:20. Hy sê, and he arose and came to his father. En weet jy wat, kind van God, as jy ek sê nou maar, ek is 'n netjie mens, as jy geklop hoor en die Here staan by jou deur en hy klop en hy hoor die voetstappe, dan gaan hy nader aan jou kom. Soos die verlore seun. Toe die pa in die huis sit en hy sien, daar kom iemand aan. Toe hartlik hom tegemoet. Hy omhels hom en hy sê vir hom, welkom terug, my kind. Nie waar was jy, wat het jy gedoen, waar is die goed wat ek vir jou gegee het? Nee, hy het gesê, kom ek gee vir jou ring vir jou vinger, skoen vir jou voete, en nuwe kleed. Kom ons gaan die vetste ramslag vir jou maak, want jy is terug. En die Here sê vanoggend vir jou, ek het vir jou aan die kruis gesterf. Al wat ek jou vra, is dien my met jou hele hart en jou hele siel. En weet jy wat, is dit regtig so baie gevra? Jy sien, dit is nie, baie maal is dit ons
En ek het dit so neergeskryf en ek gaan dit nou maar so sê, soos ek het geskryf het. Dit gaan dalk nie mooi klink nie. Maar ons raak so uitgevreet in die dinge van hierdie wêreld. Wie het al ooit kos gemaak by die huis en jy verwag die familie, die kinders en almal is daar. Maar dan jy nou 'n kind wat honger is en hulle gryp van die brood in. En hulle eet die brood en as jy daai kos opgeskep het, dan sit hulle daar. Is nie honger nie, hulle wil nie dit hê nie. Want hulle het nou net lekker jambroodjies geëet. Dis wat ons doen. Ons voeter in die wêreld in. Ons gaan vir onsself dik in hierdie mos in die wêreld. En dan as Here vir jou tafel dek, wat sê jy? I don't want this. I don't want this. Maar tog is ons op 'n plek wat God weer vanoggend vir ons sê, maar my kind, ek het vir jou op die kruis gesterf. Jou sonde het ek daar gelei. Jou siekte het ek gedra. Alles sodat ek vir my kan lewe. En weet jy wat ek wil vandag vir jou sê? I think that we underestimate God's love for us. We really do. En die Here vra vanoggend vir my kind, wil jy nie my die reg gee om vir jou die Vader te wees wat ek vir jou wil wees? Wil jy nodig om te kan opstaan en te kan erken en te sê, ek het voor die gesondig, maar ek gee agter die stem vanoggend. Al is jy op jou plek en jy dink jy is fine, daar is niks om jy voor om seker te maak. En my gebed is terwyl Bram hierdie liedjie sal gespeel, want ek moet jou oë sluit en jy moet besig raak met die Here. En sê vanoggend, verklaar, lê jou hart vanoggend aan my. Want daar is niks beter as dit, om jou hart met God uit te praat. En ek kan vir jou bid op die blous in my gesig. But you need to speak to God, because it's a personal matter between you and the Father. En ek vraag ons oor sal sluit, terwyl ek jullie die saggies gaan sing. En vat die oomblik en praat ek met die Here. Oh, ek het vir jou wonders gestaan, vir jou sonde het ek daar gewees, selfs jou siekte het ek daar gebracht, sodat jy vir my kan lief. Oh, my vrees die ek verstaan jou sin, alles vir jou afgelê, sodat jy vir my kan lief.